Goeiemôre. Hier uit 'n nat en winderige en koue Kaap uit. So ek wil gou vir julle ietsie. Is hierdie laaste week, 2 weke wat dit by my gebeur en het my laat dink. Soos ewe skielik pop iemand se naam net by jou op. Geen rede nie. Dus net skielik en daai persoon se naam is in jou gedagtes. Het jy al ooit gewonder of dit toeval is? Efesiërs 6 vers 18 sê: doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid geduldig vir al die gelowiges. Die woord daar, waaksaam, dit beteken jy is oplettend, jy hou dop, jy is gereed om te reageer wanneer God vir jou wys wie nou gebed nodig het. En ek voel dis presies wat gebeur wanneer iemand se naam skielik by jou opkom. Dis nie jou eie gedagtes wat randomly net aan iemand dink nie. Dis die Heilige Gees wat jou hart druk om waaksaam te wees en om te reageer. Maar omdat ons mens is, hier is die probleem. Ons is gewoond daaraan om hierdie gedagtes te ignoreer. Ons dink, dis seker maar net ek wat 'n ding oordink. Of ek sal later daaraan dink. En dan as jy weer kyk, is die dag verby en nooit het jy gebid nie. Maar wat as daardie persoon op daardie spesifieke oomblik deur iets gaan waarvan jy nie eens weet nie? Wat as jou gebed op daai oomblik presies is wat God gebruik om hulle deur te dra? Die vyand wil hê jy moet dink dit is net toeval. Hy wil hê jy moet stil bly, want hy weet wat se krag is daar in gebed. Gehoorsaamheid hier is nie ingewikkeld nie. Dis nie nodig vir 'n lang, mooi geformuleerde gebed nie. Dit vat net 'n oomblik. Stop wat jy doen, sluit net jou oë, maak net jou oë toe vir 10 sekondes en sê: Here, ek weet nie hoekom hierdie persoon nou in my kop opkom nie, maar ek bid vir hulle. Wees by hulle, versterk hulle en wys hulle u teenwoordigheid. Dis al wat dit vat. So volgende keer wanneer iemand se naam of gesig skielik by jou oppop, moenie dit wegskuif of die close knoppie druk soos 'n pop-up message op jou rekenaar nie. Moenie sê later. Bid net daar. Bid net daar. Wees waaksaam, soos Efesiërs 6 vers 18 sê. Jy sal nooit weet watter geveg jy vir iemand gewen het. Daai oomblik. Net omdat jy gehoorsaam was. Okay, love you, bye.